uit waarlik opgestaan. Ek wil vra dat jy so langs jy sal kyk. As dit nou iemand is of jy ken, gaan jy dit makliker sê, sê vir hom of vir haar, die Here het opgestaan. En dan as jy wil, kan jy so 'n bietjie rondkyk ook, en jy kan selfs so 'n bietjie rondstap in die kerk ook as jy wil. Jy moet net terugkom na 'n eie plek toe, na 'n eie vrou of 'n eie man toe, of die eie kinders toe. Sê vir mekaar, die Here het opgestaan. Julle gaan nou nie in die moeilikheid kom as julle praat nie, so doen dit asseblief. Dit klink nou baie eenvoudig, maar dis presies wat getuienis is om vir iemand te sê, die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. En dis ook die rede hoekom ons op Sondag by mekaar kom, en nie op Saterdag, soos baie ander kerke nie, of nou nie eintlik baie ander kerke nie, maar kom ek sê ten minste die Jode, want ons herdenk die opstandingsdag van Jesus. Jesus het opgestaan. Dis ongeveer so 300, nie heeltemal presies seker van die datum nie, na Christus het die keiser Augustinus dit ingestel as die dag waarvan die kerk by mekaar kom. Ons gaan so 'n paar videoliedere saam sing, wat Anita vir Karla gegee het, en ek wil vra dat jy staan, en dan sing ons dit lekker saam. Dit gaan op die skerm verskyn, ek dink 2 liedere het ons gesê, 2 liedere, kom ons staan en dan sing ons dit lekker saam.
Kom ons staan net so. Liewe Here, baie dankie dat ons so voor U kan stil word en U kan erken as groot. Here, en in die liedere wat ons nou net gesing het, bevestig dat dit wat ons gesing het, dit is U. Here, maar dan is daar gedeeltes van ons wat nog wonder oor sekere goed. En ons wil vra dat U vanoggend ons harte en ons verstand sal oopmaak, dat ons kan verstaan en dat U met ons kan praat. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes van die Here, genade vir jou en vrede van die Here wat is en wat was en wat weer gaan terugkom. Kom ons sing die eerste lied staande saam. Hoor jy die Paasfeesklokke, dan kan ons sit met die ander liedere. Hoor jy die Paasfeesklokke, dit lui van vroegdag af. Kom ons sing dit saam. U kan maar sit. Kom ons sing lied 415. Jesus leef en ons met hom. Ons gaan die een liedjie verby laat gaan, lied 411, en dan gaan ons lied 415 sing. Jesus leef en ons met hom. Ek wil vanoggend 'n paar gedeeltes saam met u lees. Ek het nou wel net een gedeelte het ek op die bord gesit, maar ek wil vra as jy 'n Bybel het, dat jy so 'n bietjie deur die Bybel sal blaai saam met my. Ek wil vanoggend
die opstanding saam met die deel uit Johannes 20 uit. Nou, inderwaarheid is daar 4 gedeeltes wat hiervan skryf, en dan uit die res van die Nuwe Testament nog 'n paar, en natuurlik in die Ou Testament ook. Ek gaan nou wel net vandag uit die Nuwe Testament die gedeeltes bring. En die gedeelte wat ons gaan lees is Johannes, wat nie homself as die skrywer hier bekend maak nie, maar hy skryf van homself as die een vir wie Jesus baie lief was. En daarom noem ons vir Jesus die disipel van die liefde. Hy is ook die een wat die meeste oor liefde geskryf het. Johannes baseer sy evangelie eintlik op wonderwerke wat Jesus gedoen het. Ek dink ek praat 'n bietjie hard. Ek wonder of iemand my net 'n bietjie kan aftune. Reg. So, kom ons lees Johannes 20 van vers 1 af. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop. Vinniger as die eerste vinniger gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, en ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en het ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Nou, ons lees hier van 2 disipels wat daarheen gekom het, en die vrou Maria Magdalena, wat eerste by die graf gekom het, die Sondagmôre vroeg. Nou, as u wil, kan u nou na die ander 3 evangelies toe blaai, en sien hoe is dit daar geskryf. In Lukas 24 staan daar, die Sondagmôre vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan, met reukolie wat hulle reggemaak het. Nou, die rede heel moontlik hoekom hulle die reukolie reggemaak het, is omdat die werk die Vrydag nie alles voltooi was nie. En die rede daarvoor was, dat Jesus is ongeveer 3 uur die middag oorlede, of dood, het hy sy laaste asem uitgeblaas en gesê, in Johannes 19, die vers hier reg kry. Vers 30, Johannes 19 vers 30 het hy gesê, dit is volbring. En toe Nicodemus en Josef van Arimatea hom kry om sy liggaam te balsem, het dit te vinnig naby aan die Sabbatdag gekom. Nou, Sabbatdag is volgens die Jode van sononder, donderig, tot sononder Vrydag, tot sononder, moet ek nou net my beerings reg kry, sononder Vrydag, tot sononder Saterdag. So, dit is die Sabbatdag. So, toe die son naby ondergang is, moes hulle gou klaarmaak, Jesus balsem, en hulle moes daar wegkom. En daarom het die vroue eers die Sondagmôre vroeg, toe dit begin lig word, daar aangekom, met reukolie. Nou, saam met Maria Magdalena, lees ons in Markus
16 wie die ander persone was. Markus 16 van vers 1 af. Die Sabbatdag, toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop en die liggaam daarmee gaan balsem. Nou die moeder van Jakobus en Salome is Jesus se eie ma, want dis Jesus se broer en sy suster. En dan in Matteus 28 lees ons van vers 1, die Sabbatdag, na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, was Maria Magdalena, die ander Maria en die ander Maria by die graf. En ons weet ons ook, daar was nog vrouens. So, daar was eintlik 'n hele paar vrouens die Sondagmôre by die graf. Maar nou baie interessant dat hulle nie ingegaan het nie. Hulle het net gesien die klip is weggerol. Matteus sê hulle het nog gewonder wie gaan die klip weggerol en toe daar kom, toe is die klip klaar weggerol. So daar was 'n paar vroue by die graf om te sien, die graf is leeg. Hulle gaan roep toe die disippels en sê, ons weet nie wie het hom gevat nie. Maar die rede hoekom hulle die vraag vra is, of die stelling maak is, hulle was nooit in nie. Nou hulle sê die graf van 'n ryk man was ongeveer so 'n meter breed, die opening, 'n meter hoog, 75 cm breed, en daar was 'n groot klip voor dit gerol. Aan die een kant was die persoon gelê, en aan die ander kant was daar 'n bankie gewees waarop jy gesit het. En natuurlik was dit nou uit klip uit gekap. So hulle het nooit ingegaan nie. Reg, hulle gaan roep toe die mans, die manlike disippels. Die vroue was natuurlik ook disippels. Gaan roep hulle, en Petrus en die ander disipel, wat vinniger gehardloop het, gaan toe soontoe. Die eerste disipel, wat sy naam nie hier staan nie, is Johannes. Hy was dalk so in sy middel 20's, terwyl Petrus dalk in die einde van sy 40's was. So hy kon nie meer so vinnig hol nie. Reg. Maar Johannes kom eerste daar, en hoekom hy nie ingegaan het nie, kan ons maar net spekuleer. Maar hy het nie ingegaan nie. Dalk vanweer die sagtheid van sy hart, dalk vanweer die respek vir Jesus, dat hy nie ingegaan het nie, maar hy kyk in en hy sien die doeke daar lê. Maar hy gaan nie in nie. En die tweede ene kom toe in, wat eintlik maar soort van die leier van die kerk was van daai tyd, of die leier van die disippels, vanweer sy, kom ek sê, sy karaktereientrekke, sy karaktereienskappe, sy karaktertrekke. Petrus was 'n man wat vurig was, en het die ding gesê, en daarna eers gedink. Ons weet dit 'n paar gedeeltes van die Bybel uit, byvoorbeeld, toe hy in die tuin van Getsemane, het hy sy swaard uitgepluk, en die hoërpriester sy slaaf se oor afgekap, Malchus, wat Jesus dadelik weer gesond gemaak het. Hy gesê, bære jou swaard in sy skede. Die wat met die swaard leef, sal met die swaard sterf. So, Petrus doen voor hy dink. Hy is, in daai sin, word hy die leier van die kerk, en hy gaan eerste in, en hy sien die doeke daar lê, die doeke van Jesus, van sy liggaam, en dan van dit wat op sy kop sou gewees het. Nou, hoe dit gewerk het, die balsem, jy kan dit gaan oplees, hoe dit werk is, dis maar linne wat om die liggaam gedraai is, onthou Jesus sy liggaam was nou bebloed ook gewees, sy bolyf, sy kop was alles bebloed gewees, dis toegedraai, en dan is dit met reukolie, wil ek sê, oorgegooi, sodat dit behoue bly. Dat dit bietjie langer bly, as wat dit, kom ek sê, wat dit sommer nou net vergaan. Nou, op 'n stadium word hierdie linne hard, amper maar soos 'n mummie, wat dit hard word. Maar tussen die kop en die lyf was daar 'n spasie. So, die hele liggaam is nie van bo tot onder, wil ek sê, omgedraai nie.
toegedraai nie, maar die lyf en dan die kop. En dis asof Jesus, soos een verklaarder sê, uit die lappe verdamp het. Nou weet ek nou nie, die kinders sal nou saam met my stem, maar 'n vaste stof verdamp baie moeilik. Ek weet, maar dis wat die verklaarder sê, want die doeke is nog daar, dit lê daar presies, soos wat dit neergesit is, heel moontlik, die kop een kant opgerol, en die lyf opgerol, daar lê dit, maar as nie 'n liggaam nie. Reg, en toe gaan Johannes in, en hy sien dit, en dan staan dit, hy het geglo. Maar dan staan daar ook, hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Ek wonder of u al, of hoeveel het u daar aan gedink, presies waarom moes Jesus uit die dood opstaan? Ons weet waarom moes hy sterf, maar waarom moes hy opstaan? Nou, die feit dat Jesus opgestaan het, is daar geen twyfel nie. Kom ek gaan 'n treetjie of wat terug. Die feit dat hy geleef het, is daar deur die hele wêreld geen twyfel nie. Die rede daarvoor is, buite Bybelse bronne bevestig die waarheid wat in die Bybel staan. Buite Bybelse bronne bevestig die waarheid dat Jesus geleef het. En ons het uitstekende geskiedskrywers, en jy kan nou gelees daaroor Evanus Eusebus. Hy was nie 'n gelowige nie, maar hy het oor die bestaan van Jesus geskryf. Oor die sterwe van Jesus is daar ook geen twyfel nie. Dit word wyd bevestig dat Jesus gesterf het. Dat hy opgestaan het, word ook wyd bevestig, buite die Bybel. In die Bybel, maar ook buite die Bybel. Maar kom ons kyk 'n paar gedeeltes in die Bybel, wat geskryf word deur Paulus, wat ongeveer, sê maar 36 na Christus, 35 na Christus, 2 tot 3 jaar na Jesus se sterwe, dat hy met mense gaan praat. En met wie praat hy? Ons lees eintlik in Galasiërs met wie hy praat. Nadat Paulus tot bekering kom, in Handelinge 9, wat ons van sy bekering lees, gaan hy eers na die Arabiese woestyn toe. Hy praat met niemand nie. Ons lees dit in Galasiërs 1 vers 18. Eers 3 jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Sefas kennis te maak. Nou dis Petrus. Sefas kennis te maak. En het vir 2 weke lank by hom gebly, 14 dae by hom gebly. Van die ander apostels het ek met niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here, wat ook die brief Jakobus aan die einde van die Bybel geskryf het. So Paulus gaan hoor by ooggetuie self van Jesus, nadat Jesus met hom gepraat het, en nadat hy vir 'n hele tyd lank in die Arabiese woestyn was. Nou gaan ons terug na 1 Korintiërs 15 toe, wat Paulus geskryf het vir die gelowiges in Korinte. Ons kan van vers 1 af lees. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle gevestig staan. Deur die evangelie word julle gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig. So redding kom om die evangelie te glo. En die evangelie is 'n Griekse woord wat beteken goeie nuus. Hoewel dit nou 'n tienertaal nie lekker is nie, is dit eintlik in regte Griekse taal mooi. Euforia byvoorbeeld, dit beteken mooi. Reg, en evangelie is om te verkondig, om 'n boodskap te verkondig. Aan julle, as julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. So hy sê, ons moet daaraan vashou. Vers 3, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf.
volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Nou hier staan aan wie hy allemaal verskyn het. Hy het aan Sefas verskyn. Ons lees dit in Johannes 21, waar hy aan Petrus verskyn het. Ons gaan nou weer daarna kyk. So hy het eerst aan Sefas verskyn, Petrus, daarna aan die 12. So hy het aan 12 mense tegelijk verskyn, en ons weet dit ook, want hy het in die midde van die disciples kom staan, terwyl die deure toe was, en hy het gesê, hier is ek, vrede vir julle. En hy het sy hande en sy voete gewys. Baie interessant, waar Jesus gekruisig is nie regtig in die middel van sy hand nie, maar hier. En die Griekse woord hande beteken hierdie ook hand. So Jesus is hier vasgespijker, en natuurlik in sy voete. En hy is eintlik dood in asemnood. Natuurlik die pyn ook, maar hy dood gegaan omdat hy nie kon asemhaal nie. Dis die manier hoe die Romeine mense tereggestel het. So, hy het aan die 12 disciples verskyn, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk. Aan 500 mense tegelijk. Nou, as ek het nou skat, is ons dalk, so, ek wil nie skat, hoeveel ons nie, ek kan maar kyk hoeveel ons vandag hier sal. Nou reken is 500 mense in hierdie kerk vandag, en sy galery ook vol, en ek wil sê, ons gaan beswaarlik 500 mense hier sit, maar sê maar hierdie kerk is heeltemal vol. Het Jesus tussen die verskyning gesê, heel moontlik vrede vir julle. En dan sê hy, van wie party dood is, maar die meeste nog leef. So hierdie skryf hy, baie na, aan na hier goed gebeur het. Of kom ek sê, hy weet het. Ongeveer 36 jaar na Christus, word hierdie geskryf. Of het hy dit beleef, het hy die waarheid daarvan besef. Jesus wys homself aan mense, 500 mense tegelijk. Interessant dat die opstanding van die dood word die meeste bevestig deur wetsgeleerde mense. Jy kan maar sê prokureurs. Want 'n prokureur werk met 'n getuie. U het dit gesien en die vrou het dit gesien, of u het dit gesien en die man het dit gesien. 2 getuies. Toe hulle Jesus tereggestel het, moes daar ook 2 getuies saam iets gesê het. Hy het gesê, hy gaan die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou. Ja, ek het dit ook gehoor. 500 mense tegelijk het gesien, Jesus leef. Is onmoontlik dat hy nie opgestaan het uit die dood nie. Nou nog verder, soos Dr. Gary Habermas, as hy wil, moet hy asseblief dit gaan opkyk. Die titel van die boek is On the Resurrection, aangaande die opstanding, kan ek in Afrikaans vertaal, dubbelpunt evidences. En hy skryf 4 bande hieroor. In die heel eerste band skryf hy hierdie wyd, wil ek sê, bevestigde feit dat Jesus opgestaan het uit die dood. On the Resurrection, the evidences. Dr. Gary Habermas. Wat eintlik sy lewe gegee het om te bevestig dat Jesus nie opgestaan het uit die dood nie. Toe ontmoet hy ook, soos Paulus, Jesus op sy Damaskuspad, en hy kom tot bekering. En daarna het hy ook aan Jakobus verskyn, natuurlik sy broer, wat inderwaarheid ook nie 'n gelowige was, terwyl Jesus geleef het nie. Jesus se broers en sy susters het nie in hom geglo terwyl hy geleef het nie. Hulle het hom so ver langs gevolg. Maar in Handelinge word dit die eerste keer genoem dat hy ook betrokke was by die kerk. En op die ou einde word Jakobus, Jesus se broer, die kerkvader van Jerusalem. Want hy het tot bekering gekom. Jesus verskyn in Jakobus. En daarna sê Paulus aan my, die ontydige geborene. Sodat Jesus opgestaan het uit die dood, is onteenseglik. Hy verskyn aan al die disciples, hy verskyn ook aan Maria Magdalena, hy verskyn aan Thomas, wat nie daar was, terwyl hy daar was nie, en dan verskyn hy natuurlik ook aan Petrus. So dat Jesus opgestaan het, is die waarheid.
Nou die volgende vraag is, waar is hy nou? Ek dink, ek kan nie onthou wie dit gesê nie, die feit dat nog niemand ooit Jesus se gebeendere gekry het nie, sê een van die geleerdes, is the silence is deafening. Die volgende ding is, Jesus is nie meer hier nie. Niemand het ooit sy gebeendere gekry nie. Maar waar is hy? Hy is nie meer hier nie. So dit beteken, hy moes verdwyn het. Dalk op dieselfde manier wat hy uit die doeke uit verdwyn het, of verdamp het. Maar nou weet ons, daar was ook getuies om te sien, dat hy gaan op in die hemel. Onthou, dis lank voor helikopters en jetpacks en vliegtuie, die F-15 of 35, wat dit nou ook al is. Jesus het opgevaar hemel toe. Dus deur getuies gesien. Reg, so nou weet ons, Jesus het opgestaan uit die dood, ons weet, Jesus is nie meer hier nie, maar waarvoor het hy aarde toe gekom? Ons het dit nou in 1 Korintiërs 15 gelees, waar Paulus het opsom, vers 3. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, bedoelende ontvang het van God af, en van mense af, Sefas en Jakobus, is dit, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Staan in Jesaja 53, Jesaja 52, vers 13 tot 53, vers 12, staan dat iemand sou sterf vir alle mense se sondes. Reg. So hy het vir sonde gesterf, want hy self was sonder sonde. Romeine 3, vers 23, sê Paulus, skryf Paulus, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk vir die wat glo. So Jesus het aarde toe gekom om te sterf vir mense se sondes. Dit wat God vir Moses gegee het op die berg Sinai, naamlik die wet, vir dit het hy gesterf. Op 'n stadium sê Jesus, ek het nie gekom om die wet en die profete tot niet te maak nie, maar dit tot volle vervulling te laat kom. Jesus was inderwaarheid die beliggaaming van die wet. Hy was die woord van God. Want hy was die beliggaaming van God se woorde. Jesus sterf vir my sonde. Waarvoor staan hy op? Hy staan op sodat ek en jy kan weet dat die dood kan ons nie vashou nie. Al Jesus se disippels sterf vir die getuienis dat hy opgestaan het uit die dood. Hulle word doodgemaak omdat hulle glo. Petrus wat eers Jesus voor mense verloon, sterf later onderste bo aan 'n kruis, want hy sê, ek wil nie soos my meester sterf nie, laat my onderste bo sterf aan 'n kruis. En so sterf hy. Jakobus sterf. Johannes word in die eiland Patmos toe gestuur om te sterf. Almal sterf vir dit wat hulle geglo het. So as ons dan nie glo terwille van die skrif nie, kan ons glo terwille van die disippels wat almal sterf vir dit wat hulle geglo het. Jesus sterf vir sonde, hy staan op vir lewe. Hy staan op sodat ek kan lewe vir dit waarin ek glo. Ek dink baie keer voel ons afgewater want ons glo nie dit
of ons leef nie dit wat ons glo nie. Ons het so maklik gedruk in 'n ding en dan gee ons mee soos Petrus, want ons is bang vir die mense. Wat gaan die mense sê? Maar, wat gaan God sê as ons gedruk word, meegee? As ons hom verloon vir die mense, sal hy ons verloon vir sy Vader in die hemel? Hy staan op vir sonde vergifnis, sodat ons ewig kan lewe, sodat ons ewig kan lewe. Hy staan op sodat ek en jy eintlik mense kan vergewe wat ons nie behoort te vergewe nie. Wat ons dit teen wil hou, want hulle het ons seer gemaak. Ek wil nie die ou vergewe nie, want hy is my sond, of sy is my sond. Hulle het my seer gemaak. Maar ek vra, Here, vergewe hulle, soos U my vergewe. Soos Jesus aan die kruis gehang het en gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Het jy al gedink, vir wie het hy dit gesê? Van wie? Ek dink nie die Romeine nie, dalk die Romein, maar ek dink dalk eerder die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat nie gesnap het nie, wat hom eintlik uit die weg uit wou kry, omdat hulle sleg gelyk het teenoor Jesus. Maar hy het vir hulle gevra, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het opgestaan na die dood, sodat ek en jy ook ewig kan lewe. Die dood gaan ons nie vashou nie. Ons almal wil nou baie lank lewe, en as ons dokters toe gaan ons dokter toe, want ons wil nog 'n bietjie langer lewe. Maar die feit is, ons gaan almal eendag doodgaan. Behalwe, as Jesus voor die tyd weer terugkom op die wolke, gaan ons doodgaan. Maar reken net, ons gaan vir altyd lewe hierna. Nou hoe ons liggame gaan lyk, weet ons nie heeltemal nie, maar 1 Korintiërs 15 sê baie daarvan. Jesus kon deur 'n toedeurstap met sy verheerlikte liggaam. Die wonde aan sy hande en sy voete was daar, en sy sy was daar, sodat die mense kon sien. Maar ons gaan heel moontlik nie wonde in die hemel hê nie. Ons gaan heel moontlik ook nie brille in die hemel hê nie. Ons gaan heel moontlik nie hulpmiddels hê in die hemel nie. Ons gaan nie gehoorstukkies in die hemel hê nie. Want Jesus gaan al daai wegvat. Maar hier op die aarde gaan ons dit nou nog hê. Ons gaan 'n blou kol hê, ons gaan brille hê, ons gaan 'n gehoorstukkie hê, en ons gaan nie meer so vinnig wees soos toe ons 20 jaar oud was nie. Die vraag is nou, wat maak ons hiermee, met hierdie inligting? Die feit dat Jesus geleef het, gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy ook opgevaar het hemel toe, maar wat maak ons hiermee? Verander dit jou lewe vandag? Dit behoort my lewe vandag te verander. Ek behoort nie bang te wees vir iemand wat my dood wil maak nie. Ek behoort nie bang te wees wat iemand wat my lewe bedreig nie. So wat? Aan my liggaam kan hy baie doen, maar niks aan my siel nie. Hy kan 'n geweer teen jou kop druk, of ek kan in 'n ongeluk sterf. Maar hier's 'n lewe hierna. En dis waarvoor Jesus ons van kom vertel het. Maak seker, jou naam is in die boek geskryf. Liewe Here, baie dankie dat ons kan weet dat U opgestaan het uit die dood. En daarom kom ons vandag by mekaar, al vir jare lank die kerk, meer as 2000 jaar, of amper 2000 jaar. Here, dat ons kan bevestig, dat U ook nie meer hier op die aarde is nie, want U bene was nog nooit gekry nie. Help ons om te vergewe, help ons om die sonde wat ek het, oor te gee aan U, sodat ek dit ook kan oorwin. Help ons om vir ander te vertel, my maatjies by die skool, my vriende op universiteit, of waar ek werk, my kollegas by die werk, help ons om te leef
asof hy opgestaan het uit die dood. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het nie vandag 'n kollekte nie, maar daar is wel by die hoofdeur is daar 'n bordjie. As jy daar iets wil ingooi, is jy welkom. Anita het eintlik gesê ons het nie kollekte nie, maar as jy nou vandag iets wil gee, ek seker die kerk sal 'n plekkie vind of iemand vind vir wie hy dit kan gee. Kom ons sluit af met die laaste lied, lied 422, al 3 die verse, die Heer het opgestaan, die Heer het opgestaan. Kom ons staan, as sing ons lekker saam. Ek wil afsluit met die woorde van Jesus in Matteus, wat gesê het, gaan na al die nasies en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld.